Hallo julle, ons gaan aan met Levitikus 21, wet oor die reinheid van die priesters. Verder het die Hemelse Vader vir Moses gesê, spreek met die priesters, die seuns van Aaron, en sê vir hulle, aan 'n dooie moet 'n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie, behalwe aan sy bloedverwante, sy naasbestaande, aan sy moeder en sy vader, en sy seun en sy dogter en sy broer. En aan sy suster, wat 'n jong meisie is, sy naasbestaande wat nie aan 'n man toebehoort het nie. Aan haar mag hy hom verontreinig. Hy mag hom nie as 'n getroude man nie verontreinig onder sy volksgenote om hom te ontheilig nie. Hy mag op hulle hoof geen kaalte maak en die rand van hulle baard nie wegskeer in hulle vlees geen insnyding maak nie. Heilig moet hulle aan God wees en die naam van hulle God nie ontheilig nie, want hulle offer 4 offers aan die Hemelse Vader en spys van hulle God, daarom moet hulle heilig wees. Hulle mag geen vrou neem wat 'n hoer of 'n oneerde is nie, en 'n vrou wat deur haar man verstoot is, mag hulle nie neem nie, want hy is heilig aan sy God. Daarom moet jy hom heilig hou, omdat hy die spys van jou God offer. Hy moet vir jou heilig wees, want heilig is ek, die Hemelse Vader, wat julle heilig. En as die dogter van 'n priester haar ontheilig, om te hoereer, onheilig sy haar vader, met vuur moet sy verbrand word. En die priester, wat die hoogste onder sy broers is, op wie se hoof die salfolie uitgegiet is, en wat as priester aangestel is, om die klere aan te trek, hy mag sy hare nie laat loshang, en geen skere in sy klere maak nie, en hy mag by geen dooie kom nie, selfs aan sy vader en moeder hom nie verontreinig nie. En hy mag uit die heiligdom nie uitgaan nie, sodat die heiligdom van sy God nie ontheilig nie, want die wyding van die salfolie van sy God is op hom. Ek is die Hemelse Vader. En hy moet 'n vrou in haar maagdelike staat neem, weduwee of een wat verstoot is of oneer of 'n hoer, hulle moet hy nie neem nie, maar 'n jong meisie uit sy volksgenote moet hy as vrou neem, dat hy nie sy kroos onder sy volksgenote ontheilig nie, want ek is die Hemelse Vader wat hom heilig. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sê, niemand uit jou nakomelinge in hulle geslagte, aan wie 'n liggaamsbreuk is, mag naderkom om die spys van God te offer nie, want niemand aan wie 'n liggaamsgebrek is nie, mag naderkom nie. 'n blinde of 'n lamme of een wat in die gesig vermink is, of iemand by wie die liggaamsdeel te lank is, of iemand wat sy been of 'n arm gebreek het, of wat 'n boggel het, of uitgeteer is, of 'n vlek in sy oog het, of aan die skrifte van of 'n uitslag ly, of 'n gebreklike skaamdeel het. Geen man uit die nageslag van Aaron, die priesters aan wie 'n liggaamsgebrek is, mag naderkom om die 4 offers van die Hemelse Vader te offer nie. 'n liggaamsgebrek is aan hom. Hy mag nie naderkom om spys van sy God te offer nie, want die spys van sy God wat aangaan, hy mag van die hoogheilige en heilige gawes eet, maar hy mag nie na die voorhangsel gaan en na die altaar nie naderkom nie, omdat die liggaamsgebrek aan hom is, dat hy my heiligdomme nie ontheilig nie, want ek is die Hemelse Vader wat hulle heilig. En Moses het dit aan Aaron en sy seuns gesê, aan al die kinders van Israel. Hoofstuk 22, wette oor die reinheid van die priesters en as hulle geheiligde gawes wil eet. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns dat hulle versigtig moet wees met die heilige gawes van die kinders van Israel, wat hulle aan my geheilig het, sodat hulle my heilige naam nie ontheilig nie. Ek is die Hemelse Vader. Sê vir hulle, enige een in hulle geslagte, wat uit julle nakomelinge na die heilige gawes aankom, wat die kinders van Israel aan die Hemelse Vader heilig, terwyl sy onreinheid op hom is, die siel moet uitgeroei word van my aangesig af weg. Ek is die Hemelse Vader. Niemand uit die nageslag van Aaron, wat melaats
is of 'n vloeiing het, mag van die heilige gawes eet voordat hy rein is nie. En hy wat aan iemand raak, wat deur 'n lijk ontrein is, of van wie die saadvloeiing uitgaan, of iemand aan enige kruipende ongedierte raak, waardeur hy ontrein word, of aan mens deur wie hy ontrein word, ten gevolge van watter onreinheid ook al. Die persone wat aan so iets raak, sal tot in die aand onrein wees, en hy mag na die heilige gawes nie eet, nie tensy dat hy sy liggaam in die water gehad het nie. Maar as die son onder is, sal hy rein wees, en daarna kan hy van die heilige gawes eet, want dit is sy voedsel. Aas of iets wat verskeur is, mag hy nie eet nie, sodat hy daarby nie ontrein word nie. Ek is die Hemelse Vader. Hulle moet dan die ordeninge onderhou, en dat hulle weens die heilige gawes geen sonde op hulle laai, en daardeur sterwe nie, omdat hulle dit ontheilig het nie. Ek is die Hemelse Vader, wat hulle heilig. Ook mag hulle geen onbevoegde eet wat heilig is nie. 'n Bywoner van die priesters en 'n dagloner mag nie eet wat heilig is nie, maar as die priester iemand met sy geld koop, mag die daarvan eet, en die wat in sy huis gebore is, hulle mag van sy voedsel eet. Maar as die dogter van 'n priester aan 'n vreemde behoort, mag sy van die offergawe van die heilige gawes nie eet nie. Maar as die dogter van 'n priester 'n weduwee is, of verstoot word, en sy kinderloos is, en in die huis van haar vader terugkom, soos in haar jeug, dan mag sy van die voedsel van haar vader eet. Maar geen onbevoegde mag daarvan eet nie. En as iemand by vergissing iets eet wat heilig is, moet hy die 5de deel daarvan byvoeg, en so wat heilig is aan die priester teruggee. So moet hulle dan die heilige gawes wat die kinders van Israel aan die Hemelse Vader afgee, nie ontheilig nie. En op hulle geen strafbare skuld laai, deurdat hulle heilige gawes sou eet nie, want ek is die Hemelse Vader, wat hulle heilig. Bepaling omtrent die aard van die vrywillige offers, vanaf vers 17. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns, en met al die kinders van Israel, en sê vir hulle, enige een uit die huis van Israel, of uit die vreemdelinge in Israel, wat sy offer bring volgens hulle geloftes, en al die vrywillige offers wat hulle aan die Hemelse Vader as 'n brandoffer bring, moet dit so bring, dat julle welgevullig vind die dier van die manlike geslag, sonder gebrek van die beeste, die lammers of die bokke. Julle mag nie iets bring waar haar liggaamsgebrek aan is nie, want dit sal julle ten goede kom nie. En iemand wat 'n dankoffer aan die Hemelse Vader offer, om besondere gelofte te volbring, of as 'n vrywillige offer, van die beeste of van die kleinvee, dan moet dit sonder gebrek wees, sodat dit welgevallig kan wees. Geen liggaamsgebrek mag daaraan wees nie. Wat blind is of iets gebreek of verminkte liggaamsdele het, of swere of skurfte of uitslag, dit moet julle aan die Hemelse Vader nie bring nie. En daarvan mag julle vir die Hemelse Vader geen vuuroffer op die altaar lê nie. Maar 'n bees, stuk kleinvee waarvan die liggaamsdeel lank of te kort is, mag jy as vrywillige offer berei. Maar as die gelofte offer, sal dit nie met welgevallige aangeneem word nie. 'n dier wat ontman is deur vrywe, of 'n stamp deur inskeer of uitsny, mag julle aan die Hemelse Vader nie bring nie. In julle land mag julle dit nie doen nie. En uit die hand van 'n uitlander mag julle van al hierdie diere aan julle God geen spys bring nie, want hulle is vermink, is aan hulle liggaamsgebrek, is aan hulle sal vir julle nie met welgevalle aangeneem word nie. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, as 'n bees of 'n lam of 'n bok aankom, moet dit 7 dae lank onder sy moeder bly, maar van die 8ste dag af verder sal dit welgevallig aangeneem word, as 'n vuuroffergawe vir die Hemelse Vader. 'n bees of 'n stuk kleinvee mag julle ook nie saam met sy kleintjie op een dag slag nie. En as julle 'n lofoffer aan die Hemelse Vader bring, moet julle dit so offer, dat julle welgevalle gevind kan word. Op dieselfde dag moet jy dit eet, moet dit geëet word. Julle moet daarvan niks laat oorbly nie, tot die môre toe nie. Ek is die Hemelse Vader. Hou dan my gebooie en doen dit.
ek is die Hemelse Vader, en ontheilig my heilige naam nie, sodat ek geheilig kan word onder die kinders van Israel. Ek is die Hemelse Vader wat julle geheilig het, wat julle uit Egipte land uitgelei het, om vir julle 'n God te wees. Ek is die Hemelse Vader. Hoofstuk 23, wette oor die groot fees. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestyd van die Hemelse Vader wat julle moet uitroep as heilige samekoms, dit is my feestydde. 6 dae lank moet werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Sabbat van die Hemelse Vader in al julle woonplekke. Dit is die feestydde van die Hemelse Vader, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand op die 14de van die maand teen die aand is die Pasga van die Hemelse Vader, en op die 15de dag van hierdie maand is die fees van ongesuurde brode van die Hemelse Vader. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan die Hemelse Vader 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom, wat ek julle gegee het, sy opbrengs oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Hemelse Vader beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. En die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek brandoffer aan die Hemelse Vader berei. En die spysoffer wat daarby behoort, 2/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die Hemelse Vader, 'n lieflike geur, en daarby die drankoffer van wyn, 'n kwart hin. En julle mag geen brood of gebraaide koring vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is die ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat van die dag af, as julle die beweegsoffer gerf bring tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 5 dae tel. Dan moet julle die nuwe spysoffer aan die Hemelse Vader bring. Julle moet uit julle woonplekke 2 beweegsbrode bring. Dit moet van 2/10 van die eva fynmeel wees. Gesuurd moet dit gebak word as die eersteling aan die Hemelse Vader. Julle moet ook by die brood 7 jaar oud lammers sonder gebrek en 1 jong bul, 2 ramme bring. Hulle moet 'n brandoffer aan die Hemelse Vader wees, saam met die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort as 'n vuuroffer van 'n lieflike geur aan die Hemelse Vader. En julle moet 1 bokram as sondoffer berei, ook 2 jare oue lammers as 'n dankoffer. En die priester moet hulle saam met die eerstelingsbrood as 'n beweegoffer voor die aangesig van die Hemelse Vader beweeg, saam met die 2 lammers, die moet aan die Hemelse Vader heilig wees, ten voordeel van die priesters. En julle moet op daardie selfde dag uitroep, die heilige vierdag moet dit vir julle wees. Geen beroepswerk mag julle dit doen nie. Dit is 'n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte. En as julle die opbrengs van julle land oes, moet jy die kant van jou land, as jy oes, nie heeltemal afoes nie, en die are wat val nie versamel nie. Vir die arme en vir die vreemdeling moet jy dit laat. Oorbly, ek is die Hemelse Vader, julle God. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die 1ste van die maand, moet dit vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenksdag deur basyngetlank, 'n heilige vierdag. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet aan die Hemelse Vader 'n vuuroffer bring. Verder moet die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit 'n versoendag, 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle verontmoedig
en aan die Hemelse Vader 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Hemelse Vader, julle God. Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verontmoedig nie, moet uit sy volkgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, die siel sal ek uitroei onder sy volk. Julle mag geen werk doen, dis 'n ewige insetting, julle geslagte en al julle woonplekke. Die dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet julle verontmoedig. Op die 9de van die maand, in die aand van die aand tot aand, moet julle Sabbat hou. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit 7 dae lank die hittefees vir die Hemelse Vader. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan die Hemelse Vader 'n vuuroffer bring. Op die 8ste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees, en julle moet aan die Hemelse Vader 'n vuuroffer bring. Dit is die feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie. Dit is die feestydde van die Hemelse Vader wat julle moet uitroep as die heilige vierdae om aan die Hemelse Vader 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en 'n spysoffer, 'n slagoffer en 'n drankoffer, soos vir elke dag voorgeskrewe, behalwe die Sabbate van die Hemelse Vader, behalwe julle gawes en behalwe al die geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die Hemelse Vader gee. Maar op die 15de dag van die 7de maand, as julle die opbrengs van julle land insamel, moet julle die fees van die Hemelse Vader 7 dae lank vier. Op die eerste dag is dit 'n rusdag, en op die 8ste dag is dit 'n rusdag. En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem, en suurlike bome met palmtakke, en takke van digte bome, en rivierwilgers, en 7 dae lank voor die aangesig van die Hemelse Vader, julle God, vrolik wees. En julle moet dit as 'n fees van die Hemelse Vader 7 dae in die jaar vier. Dit is die ewige insetting vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hitte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hitte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in die hitte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte uitgelei het. Ek is die Hemelse Vader, julle God. So het Moses dan die feestydde van die Hemelse Vader aan die kinders van Israel bekend gemaak. Hoofstuk 24, wette omtrent die olie vir die lampe van die tabernakel en die toonbrode. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou suiwer uitgetapte olyfolie vir die kandelaar moet bring, om gedurig deur die brandende lamp te hê. Aaron moet dit buitekant die voorhangsel van die getuienis in die tent van samekoms regmaak om te brand, van die aand tot die môre, voor die aangesig van die Hemelse Vader, gedurig deur. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. Hy moet op die reinkandelaar die lampe regmaak om te brand voor die aangesig van die Hemelse Vader, gedurig deur. Jy moet ook fynmeel neem en 12 koeke daarvan bak. 2/10 van die eva moet elke koek wees, en jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel op die reintafel voor die aangesig van die Hemelse Vader. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg, wat vir die brood as gedenkoffer moet dien, as 'n vuuroffer aan die Hemelse Vader. Op elke Sabbatdag moet hy dit gedurig deur voor die aangesig van die Hemelse Vader regsit, van die kant van die kinders van Israel, as 'n ewige insetting. En dit moet aan Aaron en sy seuns toekom, hulle moet dit in 'n heilige plek eet, want as iets hoogheiligs behoort dit aan hom, uit die vuuroffers van die Hemelse Vader, 'n ewige insetting. 'n Straf vir 'n godlasteraar en ander misdadigers, vanaf vers 10. En die seun van 'n Israelitiese vrou, maar hy was die seun van 'n Egiptiese man, het uitgegaan tussen die kinders van Israel in. En die seun van die Israelitiese vrou en 'n Israelitiese man
het met mekaar geveg in die laar. Toe het die seun van die Israelitiese vrou die naam gelaster en gevloek. Daarom het hulle hom na Moses gebring en die naam van sy moeder was Selomit, die dogter van Dibri van die stam van Dan. En hulle het hom in die gevangenis gesit en dat hulle 'n beslissing kon verkry volgens die uitspraak van die Hemelse Vader. En die Hemelse Vader het vir Moses gespreek en gesê, bring die vloeker buitekant die laar uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê, dan moet die hele vergadering hom stenig. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die naam van die Hemelse Vader laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig, die vreemdeling net soos wat die kind van die land. En as hy die naam laster, moet hy gedood word. En as iemand enige mens doodslaan, moet hy sekerlik gedood word. Maar hy wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voorgee, lewe vir 'n lewe. En as iemand aan sy naaste 'n liggaamsgebrek toebring, soos hy gedoen het, net so moet ook aan hom gedoen word. Breek vir 'n breek, oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. Dieselfde liggaamsgebrek wat hy aan 'n mens toebring, moet ook aan hom toegebring word. Hy dan wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voorgee. Maar hy wat 'n mens doodslaan, moet gedood word. Net een wet moet daar vir julle wees. 'n Vreemdeling moet soos die kind van die land wees, want ek is die Hemelse Vader julle God. Moses het toe met die kinders van Israel gespreek en hulle met die vloeker buitekant die laar uitgebring en hom gestenig. En die kinders van Israel het dit gedoen soos die Hemelse Vader Moses beveel het. Interessant as jy nou lees, dit is nou en die seun van 'n Israelitiese vrou, maar hy was die seun van 'n Egiptiese man. En die Hemelse Vader verwys na hom as 'n vreemdeling in die land. So net 'n bietjie daar, bietjie perspektief daaroor. Mense, tot sover, ons praat weer.